Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer gejaag, toe hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en ek almal nie. Dis die 26 November en jy luister na Klets. Dankie dat jy ingeskakel het, Colleen. Hoe was jou lockdown daar in Gauteng of in Joburg? Want as ek gesien het oor sosiale media oor die naweek met die groot gevierde G20, was dit lockdown gewees vir meeste mense in Joburg. Ja, basically. Ek weet regtig nie, Matthys, hoe het die strate gelyk nie. How's it, by the way? How's it? Oh, sorry, ek het sommer net met die deur in die huis ingeval. How's it, julle? Ja, so ek weet nie eintlik of daar pandemie of chaos was nie. Ek het net maar myself hier in my huisie besig gehou. Ek was uit die oggend, 'n bietjie oefening, die strate was onrusbarend stil hier om my. So ek dink almal het maar net 'n besluit geneem om nie hulle dag om te krap nie. Wie wil nou 'n Saterdag opneek as jy nie hoef nie? Ja, veral opneek deur die regering as jy nie hoef nie. Ja, presies. Maar ja, van die hoogtepunte die naweek, hemel julle, ons het op Walmart, dit het niemand, die G20 het niemand gekeer om te gaan queue by die Walmart nie, so Clearwater. Ek het dit actually gemis, maar toe sien ek dink ek het dit Saterdag gesien, ek het eers geweet hulle maak 'n Walmart in Suid-Afrika oop nie. It's my terrible actually, maar ja, ek bly vir die mense wat hulle reken, apparently is die goedkoper daar. Okay. Ek het vroeër die week 'n studie gesien, ek dink dit was op Business Tech, een van daai websites, wat hulle actually 'n mandjie comparison gedoen het, né? Van Pick n Pay, Spar, Woolworths, Checkers en Walmart. Ja. En op essensiële items, daar was seker goed in julle soos nou mieliemeel en toiletpapier. Ja, daar was toiletpapier ook actually in, 9 rol toiletpapier, ek onthou dit, maar ek kan nie res onthou nie. Maar anyway, maar ek onthou daar was 9 rolle toiletpapier. En ja, en Walmart staan kop en skouers uit bo almal as die goedkoopste. Okay. Woolies en Checkers kom tweede in, so kop aan kop met mekaar, en Spar en Pick n Pay definitief die duurste. Ja, aansienlik duurder, actually. Spar is maar 'n pricey kettingwinkel nog altyd gewees. Ek dink hulle het altyd gefokus op die gemak. Hulle was altyd in die neighborhoods gewees. So dit was daai vinnige inkoopie gewees. Dit was maar hulle tegniek of hulle strategie nog altyd gewees. Ja, ek wissel so af tussen Pick n Pay en Checkers op online shopping, en meeste van die goedes sien ek het maar eintlik maar pretty much omtrent dieselfde, of so 'n specialist hier of 'n specialist daar. Ek dink almal met maar net in subtle economy moet ons almal maar net kyk waar kan jy jou randjie omdraai. Ja. En in die hele vergelyking het Pick n Pay my baie verras. Ek het nie gedink hulle gaan so duur uitkom nie. Ja, ek het ook nie gedink dat hulle so duur gewees het as Checkers en Woolworths nie, maar dit wys ook net, nee, almal se opinie wat ons eintlik het oor Woolworths, dat dit soveel duurder is nie noodwendig nie. Daar's verseker items in Woolworths wat baie duur is, en as jy luxe smaak het, dan gaan jy meer daarvoor betaal, maar jy gaan dit net by Woolworths kry. Maar gelukkig... Ja, choppie by Woolworths is verseker duurder julle as 'n choppie by Checkers. Ek gaan nie met julle strei nie, maar hy is baie lekkerder. Baie lekkerder. Ja, en hy is aansienlik duurder. Maar gelukkig is ons repo rate af met 25 basispunte na 6.25%. En dan die rentekoers wat jy by die banke van nou af leen is dan 10.25%. Was die laaste verlaging gewees van 2025, en die monetaire komitee sit weer einde Januarie, so hopelik gaan ons dalk nie 'n baie blou Januarie of 2026 begin het nie. So nou is jy vir ons 'n bron van goeie nuus hier, hoor. Kan jy dit nou glo? Ek gee net vir jou goeie nuus, Colleen. En natuurlik, dis Black Friday. Jy het 'n bietjie daaraan. Wat is op jou lysie? Toiletpapier. Toiletpapier, ja. Nuwe selfoonkontrak. Regtig, gaan jy dit weer aan jouself doen? Nee, ek het hom daarom nou uitgesort gister, die selfoonkontrak. Okay. Dit is maar 'n klomp boknaai. Maar anyway, mens moet 'n selfoonkontrak hê, so hier het ek nou weer vir my 'n 24 maande se boknaai gekoop. Here we go. Ja, ag maar die 1000 SMS'e en 3000 minute wat jy nooit gaan gebruik nie. Ek weet nie wie sit hierdie kontrakte bymekaar nie. Ek verstaan nie die mense se denkwyse van daai kontrakte bymekaar sit nie.
Even die konsultant wat my nou gehelp het. Weet en ek was nou al by ek het nou nie eens meer 'n sales konsultant gehad nie. Ek het daai business retention ou gehad. Ja. Want ek was upset. Ek het getee met die mense oor die foon, gesê hulle steel my geld, julle bliksems. Ek sê ek is al by MTN vandat ek 15 jaar oud is. Weet jy hoe oud ek nou al? Ek is probably MTN se langste kliënt. Se kak kom julle nou hier by my. Anyway. Dit saam met jou Volkskas bankrekening. Ja. Ou arme Sibusiso van client retention het sy hande vol met my gehad. Maar hy het die darm vir my so soort van 'n plan gemaak en vir my toe nou 'n moerse discount voucher gekry. Dis wat hulle like my doen. En dan apply hulle hom nou op my eerste maand wat nou afgaan en dan voel ek nou beter. Allegedly, gaan ek nou beter voel? Die eerste maand. Ja, hy gaan nou einde November, begin Desember af. So dan gaan ek nou hopelik beter voel oor die geel, oor die yellow. Yellow summer. Maar Matthys, ja, kan ek net vir jou sê, ek het net hieroor gepraat. Ek sê vir die Sibusiso ou, sit julle hierdie ouens in 'n kamer en voer vir hulle een of ander drugs of iets en dan laat julle nou met hierdie kakkontrakte opkom. Ek meen die een kontrak is die kontrak wat ek nou laas jaar op Black Friday gekry het, teen 'n absolute steal, wat ek nou nie meer teen 'n steal kry nie, want dis nou 12 maande later, nou kos hy my triple, wat hy my laas jaar op Black Friday gekos het. Jy het 'n bietjie kry ek dan nou, 200 gig data, wat ek nie gebruik, obviously nie. Ja, ek meen, hoeveel porn wil jy kyk, Colleen? Hoeveel porn wil jy kyk? Ek weet, want dit is, hoe gebruik jy 200 gig 'n maand, as jy nie wat is dit, 'n Pornhub, of wat porn something account het nie? Ja, as jy nie OnlyFans, as jy nie heeldag op OnlyFans post of dit kyk nie, I don't know how you use that. Plus, die selfnetwerkwerk is 'n syne so kak, meeste van die tyd. Dat ek weet in elk geval nie, hoe kyk jy porn op hulle netwerke nie. Maar die kikker, Matthys, die kikker is nie die porn nie. Kyk, as ons nog soos destyds daai porn hotlines gehad het, as ons kinders was, dan kan jy die hotline bel en so een of haar tannie wat bietjie dirty talk met jou. Met 'n smerige stemmetjie aan die agtergrond. So husky, so regte Rothmans en whisky stem. Sy sit daar in haar japon met haar kat en streel en dan praat sy met jou. What are you wearing? Wat het jy aan jou rowwe bliksem? Anyway, as dit nog was, dan die kikker nog getaan, maar die kikker op hierdie kontrak, soos 200 gigs en 15,000 minute. 'n maand? 'n maand. 15,000 ligtyd minute. Okay, so ek weet nie wie gebruik dit nie, dalk iemand wat daar in die boondoe sit en nog nooit, jy weet, of nie naby Wi-Fi kom ooit nie. I don't know who uses 15,000 minutes, but ek weet ook nie wie sit, watter tipe mense jy weet wat die big bucks verdien, sit in hierdie boardrooms en dink hierdie pakkette uitneem. Okay, so 15,000 minute, as ek het nou reg het, is dit, jy kan omtrent vir 30 dae lank die heeltyd praat. Basically. Nie heeltemal nie, maar besigheidsure, jy kan omtrent vir 30 dae in besigheidsure van 8 tot 4 die heeltyd praat. Nou ja. Okay. Wel, Colleen, van nou af bel jy almal vir die volgende 24 maande. Ja, ek het 'n aansienlike goedkoper kontrak gevat. Okay. Soos ek sê, ou Sibusiso het my bietjie gehelp, maar hy kon ongelukkig nie my lewe verander nie. Maar hy het dit bietjie makliker gemaak. Ja, nee, maar kyk, as jy in jou lewe op die stadium is, dat jy vermoed dat 'n MTN sales consultant of retention consultant jou lewe gaan verander, dan het ons fucking groot probleme, Colleen. Maar as jy hoop op hulle is. Ek vat elke wen hoor. Wel, jy klink omtrent dan so Cyril, na die G20, vat elke wen. Groot wenne vir Cyril. Terug net op wat ons nou gepraat het oor die verkeer wat so stil gestaan het, ek het was op social media gewees, 'n vrou, kan nie haar naam onthou nie, maar ek volg haar, sy bly in Rosebank, wat sy het nou hierdie video opgesit het om te sê dat, sy wil net sê, dinge is nie lekker nie, sy is bekommerd, dinge gaan nie goed hier in Sandton nie, maar niemand moet nie kos stuur nie, want jy kan nie inkom nie, en die Woolworths af in die straat is vol gepak, en daar's niemand nie, so
moenie kos stuur nie, moenie die polisie bel nie, want die hele polisie is in Rosebank. So moet net niks doen nie, maar sy het nog nooit in haar lewe so onveilig gevoel nie, want almal was in Rosebank gewees, of in Sandton. So, ja, en ek meen, as jy net mooi gaan kyk, ek weet ek en jy het ook daaroor gepraat, ek meen, ek dink die deursnit van die Suid-Afrikaanse burger is pretty much gatvol gewees met die hele G20 sirkus wat die afgelope jaar afgespeel het, en hierdie was nou net die laaste fanfare gewees, die pomp van die hele G20. En ek dink die groot ding wat vir my nie die hele tyd uitstaan is dat in 'n paar weke kon ons ek onthou jy jare terug met ek dink was die wêreldbeker rugby gewees, was die wêreldbeker sokker, daar by die lughawe, wat hulle die vlag geverf het. Ja, die vlag geverf. Ek dink dit was die sokker. So dit was die sokker gewees. En vir die eerste keer van daai tyd af, is daai vlag nou weer geverf. Is die areas weer skoon, is die strate skoon. So dit wys jou dat ons kan dit doen. Ons het net besluit om dit nie te doen nie. Maar dit is moontlik. Ons het die power to do it. Ons het net nie die politieke wil om dit te doen nie. Ja, ek weet nie, dit is my soos, ek weet nie, ja, laat ek nie die voorbeeld van arm kinders gebruik nie, maar ja, ek weet nie, die most embarrassingste ding vir my was toe die 2 griffins hier oorgevlieg kom. Ek weet nie waar hulle wat gaan afshow nie. Ek meen, apparently het ons nog 2 griffins wat ergens vlieg. Ek het by mense gehoor, daar was rooi valke wat in Sandton rondgevlieg het, so apparently het ons nog 2 rooi valk helikopters wat ergens rondvlieg. Ek sou natuurlik dadelik gehardloop het as die rooi valk oor my gevlieg het, want hy kan enige stadium neerbliksem 10-1. Ja, dit lyk so pateties hierdie 2 griffins wat hier oorvlieg. Jy weet, dit is net, ek weet nie of ek myself reg uitspreek nie. If you can't fly at least 7 of them together. Ja, as jy nie 'n ordentlike eskader het nie, moet nou nie 'n gat van jou, moet nie 'n gat van jouself maak nie. Ag nee, rarig, Matthys. Nee. Maar anyway. Maar ja, so nou het ons offisieel gister die G20 oorhandig aan Amerika by Durkou, nadat Cyril vir Amerika gesê het, hulle afvaardiging van die ambassade kan nie kom nie. So nou is offisieel die G20 se hande is van 1 Desember af, of is die G20 in Amerika en Donald Trump se hande. Ek het nou 'n klomp goeders gelees en gekyk en geluister wat mense sê nou na die afloop van hierdie en Cyril se slinksheid wat hy gedoen het volgens gerugte, is dit Cyril se slinksheid wat hy gedoen het om heel eerste punt op die agenda om toe nou die verslag voor te lê en dit toe nou te laat ondersteun, en dit is nou groot wat Trump ons gesê, dit kan nie gebeur nie, hulle sal net 'n presidensiële verslag aanvaar, hulle gaan nie nou kan ek nie op daai mooi naam kom nie, wat dit is, nee, kan my baat dit sal nou daar kom, wat hulle dit noem, die hele verslag wat hulle gee het om te sê, dit is die riglyne en almal ondersteun dit vir die jare vorentoe. Die samekoms van poep wat hulle ons voer. Ja, okay, die hele jaar se poep. Maar interessant hoe mense dit nou sien en analiseer. Natuurlik was die laaste paragraaf, was toe nou in die spesifieke ding, was toe nou onder groot bewondering gewees oor wat daar gestaan het en hoe dit by mekaar gesit is. Ek sal kyk of ek dit gou kan hierso kry, want ek weet jy het dit nie gelees nie en moontlik het daar ander mense dit ook nie gelees nie. Ek sê Matthys, ek was die grootste teleurstelling vir jou hierdie naweek. Elke keer is Matthys my praat en vertel vir my ietsie van die G20 as ek net soos doen, ek het nog nie 'n TV, ek wil niks weet nie. Ja, ek weet jy was so regtig so useless geweest. So die deklarasie, dit is die woord. So die laaste paragraaf van die conclusion van die deklarasie staan daar: We thank South Africa for its leadership this year. We commit to working together under the United States presidency in 2026 and meeting again in the United Kingdom in 2027 and the Republic of Korea in 2028. We welcome Saudi Arabia's ambition to advance its turn of hosting the G20 presidency in the next cycle. So in die laaste sluitingsparagraaf tussen die lyne lyk dit asof Suid-Afrika moontlik gesê dat hulle nie volgende jaar die 2026 beraad gaan bywoon in. Wat smet jy, want almal word ge-acknowledge behalwe volgende jaar se hosts.
Nee, hulle Dis sê wat dat jy hulle sal saam met hulle werk. Hulle sê dat we commit to working under the United States presidency in 2026 and meeting again in the United Kingdom in 2027. So tussen die lyne sê hulle eintlik dat hulle moontlik nie gaan die beraad bywoon. Hulle gaan nie visas hê nie, want soos wat Trump nou aangaan, gaan nie enkele ANC lid meer 'n visa hê om Amerika toe te gaan. Ja, so ek dink hulle het by voorbaat het hulle daai ingeskryf want hulle het geweet hulle gaan 10 keer nie Miami toe kan gaan nie. Maar dis is daai as kinders gesê het, ek kan maar ek gaan nie jou wys nie, ek wil nie. Maar ek kan, maar ek wil nie nou nie. Maar eintlik kan ek nie. Ja, so Naledi Pandor is al visa kwyt ewe skielik en ek sien ook dat die Amerikaanse regering of die huis gaan binnekort besluit oor die wet wat hulle wil insit op die einde om dan teen Suid-Afrikaanse politici sanksies in te sit, individuele sanksies. Hulle vermoed dat dit nog teen die einde van 2025 in werking gaan wees en dat hulle dan kan voortgaan om die sanksies teen spesifieke Suid-Afrikaanse politici in te dien of in te stel. So it's gonna be interesting. Maar ja, dis kyk natuurlik tyd nie. Natuurlijk almal juig en sê hoe goed dit was en ek dink as mense seker moet gaan kyk nou hoe dit afgeloop het. Ek meen niemand is geskiet nie. Al die mense is veilig terug huis toe. Hulle het kind of mooi gelyk to some extent, as jy dit nou so wil noem. En daar is nie regtig groot reactions gewees in die verrigtinge nie. Dan het Suid-Afrika sekere suksesvolle G20 beraad. Die presidentsie 'n suksesvolle G20 beraad gehad. Die konteks en die inhoud van die beraad dink ek kan op 'n klomp levels bespreek word, maar die vraag wat op die stadium baie gestel word is, hoe sou die beraad anders gewees het as Trump wel hier was? En hoe sou Amerika en Amerika se stans eintlik die beraad moontlik heeltemal oordonner het? Oorheers het, van koers af gestuur het, waar dit eintlik half amicable was. En dit het ek by 'n klomp ander presidente gesien wat hulle media verklaringe uitgereik het en onderhoude wat hulle so tussen die lyne half gesê het, hulle is eintlik moes bly dat Trump nie hier was nie, want dit was eintlik 'n baie suksesvolle beraad. Maar ek weet ook nie of Trump eerlikwaar, en ek weet ek het nie daaroor gepraat, maar ek dink hy's besig om sy hand nou heeltemal te oorspeel en ek wil dit nie regtig sê nie, want al die mense met wie ek al woordewisselings gehad het oor Trump gaan nou binnekort vir my sê, maar ek het jou mos gesê hy's 'n doos. So ek is nou bang dat dit binnekort daar gaan kom dat ek my woorde gaan moet sluk, maar my afleiding wat ek nee sê ja, article says two things can be true at the same time. Jy kan saamstem met sekere goed wat Trump doen en nog steeds dink hy daar's ander goed wat hy doen wat hom 'n idiot maak. Ek wens dit mense wil uit hierdie ding uitkom van as jy met een ding saamstem van Trump, dan is jy nou kan ek net vir jou oortuig oor hoekom Trump 'n doos is. Ja, wat noem jy Trump deranged syndrome? Ja, dis is rarig. Ek meen, dis dieselfde ding soos, maar laat ek jou nou nie vat in die rede val nie. Maar dis net rarig. Ek probeer altyd net vir mense sê, two things can be true at the same time. Ons hoef nie, jy weet, net omdat ek net omdat ek nie 'n soettand het nie, beteken dit nie, ek wil nooit nagereg eet nie. Verstaan? Kak voorbeeld, my hulle verstaan wat ek bedoel. Ja, ek het jou clean. Ek wil weer aan 'n beter voorbeeld dink, maar ek kan nie. Maar ek kry jou. Nee, die nageregse goeie voorbeeld, ons hartlik met hom. Is dat ek dink dat die res van die wêreld het to some extent hierdie moment gebruik of probeer gebruik om hulle muscle te wys teen Trump. Want ek dink ons in Suid-Afrika vermoed dat ons is die enigste land wat onder Trump deurloop. Nou is 'n hele paar ander lande wat ook nie in Trump se goeie boekies is nie. Ons is net spesifiek nie in sy goeie boekie nie. En ons weet dit, want dit is omtrent 99% waaroor die media berig gee, is die slegte verhoudings met Amerika en dit wat Trump alles sê van Suid-Afrika. En ja, van die goedes wat hy sê, stem ek saam mee, van die goedes wat hy sê, dink ek hy's heeltemal
so mal soos 'n haas, maar hy's nog steeds beter as Joe Biden. So, die vraag wat ek eintlik het, is dat ek wonder of Trump nie besig is om homself eintlik te isoleer teenoor die ander G20 lande nie. En wat is die langtermyn effekte of invloede wat dit moontlik gaan hê op verdere bilaterale verhoudinge, nie net tussen Suid-Afrika en Amerika nie, maar die res van die Weste en Amerika. Ek het nou nog ook geluister na 'n onderhoud wat iemand ook gesê het, wat vir my baie interessant was, is Trump is nie 'n ou wat in 'n multilaterale konteks speel nie. Hy hou nie daarvan. He negotiates one-on-one. Hy hou nie van 'n groep dingetjie nie. As hy saam met jou wil gaan uit eet, gaan eet hy uit saam met jou alleen. Ons gaan nie in 'n groep uit eet nie. En ek dink dit is ook een van die redes hoekom hy nie goed aard in omgewings soos die G20 konteks nie. Ek dink ook is omdat hy kan nie deals dan maak nie. It's not an actionable place for him. So ja, ek dink dit was dalk 'n goeie G20 vir Suid-Afrika. Ek stem met jou saam. Ek dink tot 'n mate het die wêreld hulle muscles geflex, maar die grootste muscle bunny was nie in die kamer nie. So dan is dit baie maklik om jou muscles te flex, né? So ja, 'n mens moet, ek weet nie, mens moet goed so ook sien. Ja, ek weet nie eintlik wat om van dit te maak nie, Matthys. Ek dink op hierdie stadium net vir my, ek is onseker oor meeste van die leierskap in ons wêreld tans. Daar's regtig niemand op hierdie stadium wat ek nou kan kyk behalwe Trump wat ek gaan, wow, iemand maak actually besluit nie. En nie, ek is nie eens meer so mal oor hom nie en oor sy aksies nie. But at least the guy he's doing something. He's making deals. Weet ons eintlik wat het uit die G20 uitgekom? Ons het nou gehoor van inclusion en ek weet nie wat se kakkies alles nie, die 3 woordjies wat hulle gebruik het, en weet ons wat is bereik? Wat se deals is gemaak teen Sondag? Weet ons wat dit gaan verstaan, of is dit net 'n klomp hogwash en 'n klomp funding hier en 'n funding daar en jy hoor wat ek sê, en ek dink dit is hoekom sulke goeders vir Trump irriteer. Hoe verander dit my en jou lewe môre? Ja. Na die beraad. Exactly. En dit kan ek nie vir jou antwoord nie, want ek is nie bereid om 133 bladsye te lees, om die deklarasie te lees en te probeer reg verstaan nie. Ek het reg beter dinge om te doen en genoeg data. Ek sal eerder porn kyk voordat ek daai lees. So Matthys, my punt is vir Trump, vir al sy foute, admire ek nog steeds die ou, want hy hou nie van hierdie goeters nie. Dit is soos om in meetings te sit, meeting na meeting en almal harra, maar daar kom niks uit die meetings uit nie. Daar word geen besluite geneem nie. Niemand word 'n stappie vorentoe gesit nie. En ek dink dit is hoekom hierdie goed vir Trump verskriklik irriteer. Ek dink dit gaan baie interessant wees om te kyk wat gaan Amerika maak met die volgende G20 beraad. Ek ben al klaar, hulle is al reeds besig met hulle branding, hulle is reeds besig met al hulle posisionering van die G20 in Amerika, het ek gesien. En nou obviously is die website en al die ander kollateral nou oorhandig vandag aan Amerika of gister aan Amerika. So, ek dink dit gaan interessant wees, want hy sê alreeds 'n klomp goeters oor hoe hy dit wil anders doen. Weer teruggaan na die intensie van die G20, terug na die basics toe. En dit sal interessant wees om te sien, wat is Trump se basics? Wat is sy weergawe dalk van die basics? Want ek dink ook, dit is die gevaar wat ons met Trump sien, is hy sal sê, ek wil teruggaan na die basics toe, maar dit gaan sy weergawe van die basics wees. So dit gaan vir my interessant wees om te sien wat maak hulle met die G20. Kan ek net een ding sê, en ek weet ek en jy daaroor gepraat, toe al hierdie makmoegoes nou geland het hier in Suid-Afrika, tussen Ouar Tambo, Waterkloof en Lanseria. Waterkloof is nou net hier agter my so entjie, so ek het van die vliegtuie gehoor en gesien, of was hulle nou opstyg in land en al sulke goeders. Maar toe is daar toe nou, ek dink dit is die president van Indonesië, so Snippy, wat toe nou land, jong land. Snippy. Ja, Snippy. Land, hy toe nou daar, en ek meen, jy kan soms sien in die arme man se oë, hy's fucking bang. Hy is kakbang om hier in Suid-Afrika te wees. Hy's bang die leeu val hom. Hy's bang die leeu val hom, en daar oorval die dik army mense wat daar staan in so konvooi waar hy nou met deurstap, en hulle staan almal maar
Hulle het groter pense as wat ek het op my ouderdom op die stadium, en John Steenhuisen, man sal nou by hom uitkom. En toe die arme man toe nou onderkom, aan die punt kom van die rooi tapuit te word, hy toe nou gegroet met dansers. En dit is toe nou dansers wat ons sien op die straathoeke by die roebord, wat hulle staan daar en dans met 'n bierkrat. Daai oudjies. Oh my goodness. En dit is hoe die president nou gegroet word. En ek praat nou met iemand wat in the know is en koneksies het. En toe sê hy vir my, maar dit is 'n offisiële dans nou. En ek het dadelik toe ek het sien, toe dink ek maar, ek meen, hoekom wil jy nou armoede in iemand se gesig vee? Want dit is dadelik my assosiasie met dit. Is dat, ons sien dit as die jong kinders wat bedel by die verkeerslig. Ja, dis mense wat nie iets anders het om te, hulle het nie aan 'n heenkome nie, en hulle het nou begin kreatief raak, in plaas om te bedel, dans hulle by die verkeersligte. Dit simboliseer armoede. Exactly. Dit is ek het dadelik kreatief en is baie pumping en whatever, maar ek kan nie verstaan hoe iemand daai koneksie kan maak van, dit is een van ons nasionale danse. Dis een van ons geakkrediteerde of nasionale of ons geakkrediteerde wat ook al jy dit wil noem. Ek love daai term, maar nou dink ek nou net, wonder ek nou maar waar ek het nou nie almal gekyk nie, so ek het nou nie elke president gekyk wat geland het nie, maar ek het niemand gesien volksspele doen nie. Dit was net iets wat ek al gewonder het. So. Nee, buddy, jy gaan swanger word vir dit gebeur. Nee, dit gaan duidelik nie gebeur. Ons het ons tradisies en goeders en ek dink nie baie van die goeders nie. Ekskuus, ek dink net nie baie van die goeders net nie mooi deurdink nie. Daar is tradisies en ek het byvoorbeeld die een dansie ook gesien toe Modi geland het van Indië en hierdie klomp vrouens wat gelyk is die vrouens om wil aanval. Hy het nie vir my gemaklik gelyk nie. Nee, ek het ander een gesien wat hulle almal het so voor hom geval op die grond. Ja, maar dis ook ek sê dit gelyk is vir hom wil aanval, die arme man. Dit het vir my nou gelyk is of hulle so sê, sorry, we're not worthy. Ons val op die grond neer en ons verdien jou nie en ons gaan bid jou en jy is die God en ja, dit is, ek verstaan, dit kom van 'n tradisie af en ek ken dit nie, so ek wil dit ook nie kritiseer nie, want ek weet niks van daai spesifieke Suid-Afrikaanse volk of tradisie, I don't know. Maar dan dink ek net, dit is my so simbool van, ja, ons in Afrika, julle kom land hier en dan gaan lê ons net en ons gee oor. Dis dieselfde met die gender-based violence ding. Ek wil net vir jou sê, hoeveel vrouens het nie gaan lê Vrydag nie. Honderde duisende vrouens in die beeldmateriaal wat ek gesien het. En weer eens, ek staan heeltemal saam met die opstand en die beweging. Absoluut. Ek is vir dit, maar jy het die goeie punt gemaak van hoekom gaan lê jy? Ek dink mense vergeet van simboliek. Mense sien nie meer simboliek nie. Mense dink nie meer oor wat goeders regtig uitbeeld nie. Wat, jy weet, ja, die metafore. Miskien weet ek ook nie. Ek kan nie eens my woorde kry van ons, so miskien weet ek ook nie. Ja, maar die leding wat jy van gepraat het, was nogal, ek het nie so aan gedink nie, totdat jy dit vir my gesê het, toe dink ek, ja, okay, die symboliek van dit is seker nie eintlik reg nie. Of dalk aan die ander kant is dat dit is presies wat gebeur. Dit is waar die vrou neergedruk word en vulnerable is. En hoeveel vrouens lê nie en word amper sê ek nou deurgeryg, maar word neergepen en hulle kan niks daaromtrent doen nie. En dit is dalk die symboliek. Miskien was al ware in daai simboliek, want dit was skokkend genoeg. Ek meen dit my ontstel, ek dink dit baie ander mense ook ontstel om dit te sien, hoe vrouens so in massas net lê en half oorgee. So miskien was dit die mag. Ja, miskien was dit die mag in die simboliek. Miskien het ek dit heeltemal verkeerd geïnterpreteer. En wil ek dalk eerder hê vrouens moet maar opstaan vir hulle self en uitloop uit sulke verhoudings uit. Ek weet ook nie altyd moontlik is nie, maar ja, baie interessant. Ek sien gisteroggend op Ekskuus, net gou op daai punt. Ek het verlede week 'n ding gelees. Was 'n vrou, sy's 'n sielkundige wat spesialiseer in GBV en verhoudings of huwelike waar daar gender-based violence is. En die statistiek bewys dat
'n persoon in 'n verhouding wat nie gunstig is in daai konteks waar daar geslagsgebaseerde geweld is, stap eers eintlik uit na die 7de probeerslag. En dit was nogal vir my 'n skok gewees. As hulle gelukkig genoeg is om uit te stap. Ja. Maar die 7de probeerslag. So, anyways, terug na jou punt toe. Ja, eintlik die punt wat ek wou maak is ek kyk toe na hierdie interview wat hulle gister gehad het op, wat is daai Newsroom Africa? Ja. Met ons veerlose minister van, wat is hy, minister van vrouens, kinders en mense in rolstoele, daai ene. Ja, daai een. En ja. Hulle vra toe nou vir haar uit oor, jy weet, hoekom is dit nou, want dit is nou nie 'n state of disaster, of dit is nou nie 'n kwessie van disaster nie, is nou 'n emergency, of ek weet nie wat nie. Hulle het die klassifikasies, ek verstaan dat die klassifikasies dikteer hoe jy befondsing kan kry, en hoe jy dalk ekstra befondsing en vinniger befondsing kan kry. So en hoe die ingryping, dink ek, van die staat gebeur. Ja, maar ek meen, ek verstaan dit nog steeds, Matthys, ek het regtig probeer luister na die onderhoud, maar sy kon dit ook nie vir my verduidelik nie. Sy kon dit regtig nie verduidelik nie. En sy het so onsamehangend gepraat, like so, ja, maar die president het dit nou, en sy het basies op 'n stadium acknowledge, die president het dit acknowledge van die hele wêreld het na ons gekyk op daai tydstip. En hy moes dit nou maar acknowledge. Anyway, maar my punt is dit, julle, sy sit daar en sy praat en sy klink omtrent so onsamehangend soos wat ek vandag op die podcast klink. Maar agter haar is daar 'n moerse sertifikaat. Ek neem aan dis 'n attendance, 'n certificate of attendance to the G20. Ag, natuurlik. Klaar geraam op die muur. Sukses, weet jy wat? Daar is dit. Gekuier op die G20 neem. Daar is dit. Nou flans jy 'n paar woordjies saam vir Newsroom Africa oor gender-based violence. Dis eintlik net 'n gegigel. Dis maar eintlik wat dit is. Hoorie, sit gou jou duim en jou wysvinger teen mekaar. So vat jou duim en jou wysvinger en sit dit teen mekaar en dan haal jy asem. Okay. Sê, mooi. Waar het jy nou asem gehaal? Waar in jou, was dit in jou maag of? In my longe? Dis nie 'n strik vraag, Nicoline. Okay, ja, ek weet nie, mens sal nogal diep asem dan. Okay, en nou vat jy jou selfde vinger, jou duim, sit hom teen jou ringvinger en haal weer asem. Oh, wow. Huh? That's a very different place where the air is going. Ja, so, dit word gesê, dat as jy jou duim teen jou wysvinger sit en jy haal asem, dan haal jy saaklik deur in jou maag asem. So jou maag expand wanneer jy asemhaal. Sodra jy hom dan teen jou ringvinger sit, dan is dit jou borskas. Kan ek nou duidelik die verskil voel? Ja, so terwyl ons oor al hierdie goeders praat en jy raak dalk befok en jy raak dalk geïrriteerd en jy raak dalk kwaad, haal net 'n bietjie asem. Zen jouself met jou vingertjie teen jou wysvinger of jou vinger teen jou ringvinger. Hoorie, so John Steenhuisen, ons almal weet nou uiteindelik hoekom is die man so fucking dik. Want hy ons kan nie 'n episode gaan sonder dat jy John Steenhuisen se gewig uithaal nie, man. Maar die bewyse is nou uiteindelik uit. Dis uiteindelik uit. Hy het, dit is, waar was jy, Colleen? Waar was jy, meisie? Fuck it. So jy weet duidelik nie van die groot spat dan tussen John Steenhuisen en Dion George wat op die stadium in die media afspeel nie, maar dit gaan na afleiding van Dion George wat onlangs gevra is om nie meer minister te wees van en hy is nou vervang met Willie Oukamp en die twee het nou 'n groot geveg in die media en so dit nou ook dan nou verder op die lig gekom dat John het in Mei maand van 2025 terwyl hy nou al 'n presidensiële salaris gekry het of 'n parlementêre salaris gekry het van omtrent 2.something miljoen het hy 150,000 rand se kredietkaartskuld gehad wat toe nou daar teen sy naam was
in een of ander hof van die Kaap. Maar onlangs het dit nou aan die lig gekom dat die einste Dion George, wat hoof is van finansies by die DA, het nou John se DA kredietkaart weggevat van John af, want John het die kredietkaart van die DA gebruik vir onder andere 'n klomp Uber Eats etes en allerhande ander goedjies wat hy nou daar by sy huis gedoen het. So ek meen nou, dis hoekom ek vir jou sê, dit is, ons weet nou hoekom is hy so fucking dik, want hy het op die DA se geld Uber Eats lyk my geëet elke fucking dag 3 keer. So ja, my vraag wat ek altyd gehad het, hoekom? Dit is nou vir my uiteindelik beantwoord. So ek kan nou rustig gaan slaap, dit is hoekom John dik is. Yes, maar ek moet vir jou sê, Matthys, jy weet, ek sê altyd vir jou, ek lag nou maar oor jou John se dik stories, maar ek skraal nou hier op die internet 'n paar onlangse berigte oor John, een oor hy lyk soos 'n walrus. Hy lyk soos 'n walrus. Hy lyk regtig nie gesond nie. Onthou hy toe ons op skool was. En weet jy wat die ergste was vir Glenn? Hy is 49. Hy's etlike paar jaar ouer as ons. Hy's 49. Onthou jy daai John, self-care, baby, self-care. Ons op skool was, is daar 'n dik persoon iewers te verbygeloop het. Ek weet nie of julle dit gedoen het nie, maar dan het die seuns altyd geskree, put it back in the water, put it back in the water. Dit is omtrent wat ons vir John moet skree nou, omdat hy lyk soos 'n walrus. Ja, maar dit is net nie gesond nie. The guy is really not looking healthy. Ja, dis hy Uber Eats gedien. Uber Eats is 'n lelike ding. Dis 'n lelike ding. Dat is really... Okay, so Dion George was die minister van Environment, van die omgewing, nee? Die minister van die omgewing. So hy is nou afgedank. Hoekom is hy nou afgedank? Dion George, nou is 'n klomp gerugte, dat hy het nie regtig perform in sy posisie nie, dat hy verskriklik obnoxious was met sy personeel of met personeel in die departement, dat hy apparently 'n paar suggestiewe en seksuele aanmerkings gemaak het ook, en dat hy verskriklik graag internasionaal getravel het op ons belastingbetalers se rekening na luxe plekke toe en in luxe hotelle gebly het. En ja, toe ek dit ook nou lees, toe onthou ek wat Margriet, ons vriendin Margriet, een keer vir my gesê het, sy jare terug het sy by die departement landbou gewerk in die vorige bedeling. En sy was in die kommunikasiedepartement gewees van departement landbou met die transisie na die 1994 Madiba periode toe, het sy nog steeds vir die parlement gewerk, of vir departement landbou gewerk, en sy het eendag vir my gesê, die bus bly dieselfde, dis net die drywer wat verander. En so true, nee. Dit is presies wat ons nou sien, al die goeders wat ons altyd weet van die ANC ministers, en wat ons sê van hulle, of die ministers, en moontlik bewys Dion George van die DA geleedere vir ons presies dieselfde. Ja. So. Ja, of John, wat sy naam, John Steenhuisen, met sy Uber Eats account. Ek wil glo dat John ook haar Uber Eats account gebruik om vir sy staf dalk kosies te koop. Ek kyk nou hier na die van die ding wat hulle ten nou gesê het, is dat hulle kon nie van die uitgawes gekontroleer het nie. Hulle kon dit nie gerecon het nie. Dis hoekom dit teruggeneem is. Want hy mag dit gebruik om sekere uitgawes aan te gaan. Dis hoekom hy die kredietkaart het, wat DA verwant is. Soos byvoorbeeld, hulle het gesê, hy kan Ubers bestel, of hy kan goeders lyk my vir sy span gekry, of hy kan etes betaal, maar toe eet hy die hele Uber account homself op, Matthys. Toe eet hy die hele Kaapstadse Uber restaurante leeg, leeg. Ek weet nie hoeveel het hy geëet nie, maar hy het ook en baie geëet, as hy kyk hoe lyk daai hempie van hom. Ja. Kyk nou hier na 'n foto van die nuwe minister van omgewingsake, Willie Oukamp. Ja, maar hy is ripped. Hy was altyd die woordvoerder gewees van die DA. Hy lyk nou 'n gesonde man, hy lyk amper vir my op hierdie foto asof hy eintlik in die Britse parlement hoort. Hy is nogal reg, hy het nogal 'n bietjie van 'n colonial look aan hom.
Ja, nee, netjies 'n mannetjie die Willie Oukamp. Ja, so ons sal kyk wat maak Willie. Ek sien daar's nou al reeds weer allerhande clouds oor Willie en sy betrokkenheid by wildbestuur en allerhande sulke goeders, maar kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur. Dan ja, 'n goeie ligpuntjie wat ons het in Suid-Afrika. Ja, ek probeer regtig na verlede week, want verlede week dit was rof geweest verlede week, Lien. Bitter depressed na laas week. Baie rof, so ek het regtig probeer. So Suid-Afrika het 'n paar wyne wat in die top 10 in die wêreld is, of wynplase wat in die top 10 van die wêreld is. Dit is onlangs uitgereik, die lys van die top 100, en 2 van die wynplase wat onder die top 10 is Klein Constantia in die 6de plek en Creation in die 7de plek. Dit is van die top 10 lande, of top 10 wynplase in die wêreld. En like met die wynlandbou sektor contribute 9.3 biljoen tot Suid-Afrika se GDP in 2022, en dit is die laaste stats wat uitgekom het, en daar's tot en met 40,000 mense wat werk kry as gevolg van die wynbouproduksie of wynbou. Ek sukkel ook met woordjies vandag. So Colleen, ek wil net vir jou persoonlik sê baie dankie tot jou kontribusie tot hierdie 9.3 biljoen. Ek weet jy maak regtig 'n goeie bydrae daar. Ek wil net vir jou van ons almal af sê baie dankie uit die diepte van my hart uit. Ek waardeer dit. Dit is absoluut my plesier, julle. So ek sien die Klein Constantia is gekroon vir natuurlik obviously hulle groot famous Winde Constance, die soetwyn. Wat as ek reg onthou, was dit ook Nelson Mandela se gunsteling wyn, en hy het elke Nelson Mandela se gunsteling wyn, en ook dit is die wyn wat uitgevoer is vir Napoleon na wat se eiland was hy nou weer gewees op, net hier buite okay, ek sal dit nou onthou, maar dit was sy die wyn wat hy in sy laaste oomblikke wat hy voor gevra het. Sint Helena was help. Sint Helena. Ja, Sint Helena. Winde Constance. Ja, en dan as jy dit nog nie gedrink het nie, bederf jouself. Dit is fucking duur, maar dis ongelooflik. Ja, ek het dit geproe. Ek is nie into 'n soetwyn nie, en ek het voor 'n klomp wynkonnisseurs gesê dit sal heerlik wees oor roomys. Ja, en toe het ek maar net opgestaan en geloop na al die kykke wat ek gekry het. Ja, ek is seker it was frowned upon. Was very much frowned upon. Ek sien Creation Wines is gerecognized vir hulle innovative food and wine pairings and cool climate wines like the Pinot Noir and Chardonnay. Sien ek daar die hemel en aarde verlei is Creation Wines. Beautiful. Ek weet hulle het al 'n paar jaar in 'n ry wen hulle al pryse spesifiek vir hulle Chardonnay en ja, ook vir hulle Pinot Noir. And it's a beautiful plaas. Stunning, absolutely stunning. Ek dink hier daar's 'n plaas in die hemel en aarde vallei Matthys wat nie mooi is nie. That is just daai plek staan sy naam so goed vol. Jy weet, dit is letterlik waar die hemel en die aarde mekaar ontmoet. Ja, it is beautiful. En ek sien die hemel en die aarde vallei is Hamilton Russell Vineyards. Hy is nommer 99. So net met 'n ballaar maak hy dit nou die top 100. Hulle het amazing Pinot Noir. Ja, meeste van die plase daar is baie vernaam vir hulle Pinot Noir en dan ook vir hulle Chardonnay. Kanonkop Estate sien ek is 24ste vir in the world's most admired wine brands list, and was named the most admired wine brand in Africa and the Middle East. En dan ook 'n wynfamilie wat ek ook 'n groot fan van is die Sadi family wines. Received high scores from wine critics for its Kulemela 2022 and 2023 wines being among the top rated South African wines. Ek weet nie wat is 'n Kulemela, ek sal moet gaan Google.
En dan van die ander plase is Takara Wine and Olive Estate, hulle is nommer 71ste. Telegraph Estate is nommer 79 en dan Lamotte Wine Estate is nommer 94. So, well done. Very cool, very cool. Ja. Daarom ietsie goeds. Hoorie, wat is jou planne vir Kersfees? Want ek sien daar's 'n klomp goeders wat mense nou al reeds begin koop op Black Friday. So wat is jou raad vir mense met Black Friday, Colleen? Wat se luukse raad het jy vir mense met Black Friday? Okay, want almal koop nou Kersfees presente. Sit jou duim en jou wysvinger. Dis wat Sofia dink van Kersfees. Net sy ophou. Ek en Sofia ry dieselfde trein, dieselfde Kersfeestrein. Boring. Ja, julle voordat jy nou wil uitgaan en allerlei goedjies gaan koop vir almal, want jy dink dit gaan hulle meer lief maak vir jou, vat Matthys se raad van vroeër en sit jou wysvinger en jou duim bymekaar en haal asem. Haal net eers asem. Dink mooi aan wat in Januarie moet betaal word en sit daai geld eers eenkant. Voordat jy enigiets verder doen, voordat jy vakansies beplan, geskenke koop, sit jy die skoolgeld eenkant asseblief. Daar's niks meer angswekkend en ook embarrassing net. As jy in Januarie kom en jy kan nie die skoolgeld betaal nie, dan do that. En jy Desember gelewe soos 'n koning. Ja, so ja, nee Matthys, jy weet Kersfees vir my, jy ken my, vir my is Kersfees maar, is 'n beautiful tyd. Vir my familie is groot Kersfees ondersteuners en hou daarvan om dit te vier. Ek word maar daarin ingeroep teen my wil en dan sit ek maar 'n smile op my gesig en ek probeer maar die beste daarvan maak, want wat help dit nou? Jy skop teen dit. Maar ja, meeste van hulle weet by my kry jy maar tensy ek van die kids is in die familie. Ek moet sê met die kids verloor ek nogal my shit. En ook my kredietkaartbalans. So ek kan nogal groot gaan met die kinders en regtig, ek is daai tannie wat ek is definitief die dronkste op Kersdag en ek koop die beste geskenke vir die kinders, ja, vir die kinders. Ja. Die groot mense kry stywe handdruk as hulle gelukkig is, ja. Ja. Of 'n kus op die wang. 'n Kus, noef, as jy baie gelukkig geskry, 'n kus op die wang. Want een van die goeders wat ek sien op die stadium wat mense sê wat een van die ticket items is vir Black Friday is 'n nuwe iPhone. Dit is op almal se lyse, almal wil 'n nuwe iPhone hê en lyk my dit is wat almal gaan probeer aankoop. So my raad is vir my enige Apple winkel op Black Friday, eerskomende Vrydag. Dit gaan vir jou moeilik raak. En dink mooi daaroor julle, het jy regtig hierdie goed nodig? Dit klink of dit op special is. But do you really need, wen jy regtig hier? Dis is daai goeders by Woolies, ek is baie sakker daarvoor en ek weet ek advocate baie daarvoor vir kyk na hulle cleaning specials. Ja. Nou kan jy 1 bottel Jik koop vir R26.99, nee. Nie Jik nie, hulle bleach ding. Ja. Woolies se R26.99 of jy kan 2 kry vir R50. Nou dit klink soos 'n moerse bargain, right? En maybe dis nou weer eens 'n voorbeeld. Ek doen nie goeie voorbeelde vandag nie. Nee, maar dis is omtrent toe daai specials bymekaar gesit het. Jy spaar miskien R1 of 2. Ja, en die punt is het ek regtig nou 2 bottels nodig. So wen ek eintlik nou in hierdie tydstip, wen ek eintlik? Nee, ek doen nie. Nee, ek doen nie. Woolies wen nog steeds. So julle dink mooi oor hierdie specials en ons het nie hierdie goed alles nodig nie. En Matthys, ek en jy het nou nog oor gepraat. Jy vertel toe vir my 'n nuwe iPhone kos iets soos R45.000. Ek het vir my stoel afgeblik so. Ja. Nee, dis belaglik. Ek meen jy kan vir jou nuwe MacBook Pro koop vir dit. Ek sit nou met 'n iPhone, ek dink is 'n iPhone 11. En hy moet maar gaan. Sy battery is nie meer so great soos wat hy altyd was nie, maar shame, jy weet, ek nurture hom 'n bietjie en hy moet maar nog 'n bietjie gaan, maar I'm very sorry, ek gaan nie R45.000 vir 'n foon betaal nie. Nee, dit is ek dink dit is heeltemal R45.000 net, dit is soos 30 of daar rond, maar dit is nog steeds belaglik baie geld. Ja, dit is nog steeds belaglik. Ja. Nee, gebruik maar wat jy het. Ja, kyk mooi na wat jy koop en of jy dit regtig nodig het. En ja, moet verkies dit nie in die winkels in gaan nie. Ons weet hoe like Black Friday en op die nuus. Bly van die internet af. Bly van die internet af.
bly van die winkels uit. Ja, haal net awesome. Dis pretty much dit. Online shopping. Ek mis die dae, toe ons klein was, is altyd soos op die nuus gewees van this year's most wanted gift by kids. Dan sit soos daai trolls wat ons almal gekollekt het. Jy weet, of die nuwe Batman figure of ek onthou dit was die trolle, was dit die trolle wat die hare gehad het wat so lekker geryk het. Almal het die hare gesnyf, nee. Ja. Ek onthou dit. Ja, en natuurlik nou die conspiracy theorists gesê van die Chinese se drugs in dit, nê. Dis hoekom die kinders dit so snyf, is moet lekker ryk want hulle sit daar's flippin MDMA daarin. Ja, as dit geweet het, toes meer van dit gesnyf. Okay. Ja. Of is dit reg? Dit is almal dalk beter uitgedraai. Exactly. Of dis dalk kom ons uitgedraai soos wat ons uitgedraai het as gevolg daarvan. Wat 'n wonderlike opgroei, kinderjare. Jy is heeltyd op MDMA. Sounds like a hoot to me. Sounds like fun. Pille vir Kersfees, dis al wat ek sê. Pille vir Kersfees. So wat jy vir Kersfees wil hê, Matthys? Ek wil net pille hê, Colleen. Skedule 6. Dis wat ek wil hê. Ons fok nie meer rond op ons ouderdom nie. Ek wil ordentlike pille hê. Okay, laaste goeie nuus wat ook onlangs gebreek het, actually ook gister in jou wêreld, is 'n nuwe Afrikaanse weeklikse koerant maak in Maart volgende jaar sy eerste verskyning, genaamd Die Papier. So dit is my van Novus Media, afdeling van die JSE genoteerde Novus Holdings, het Dinsdag dit bekend gemaak dat daar 'n strategiese besluit gemaak is dat daar weer 'n nuwe weeklikse koerant uitgereik gaan word. Dis natuurlik dat 'n rapport nie meer uitkom nie, wat die weeklikse koerant was in Suid-Afrika. So Bernard Beekman, die oud beeldredakteur, is die eerste redakteur van Papier aangestel. So dit is daarom ietsie weer wat interessant is, wat op ons Sondag eetkamertafels of voor die eetkamertafel na kerk gaan jy jou papier gaan koop en dan kan jou bediende jou maandag dit weer gebruik om jou vensters skoon te maak. Dis omtrent hoe dit maar werk mos met koerante. So, Ek weet nie hoe feasible dit is nie, maar ek wens van alle sterkte toe. Ek dink is nice. Ja, ek moet sê ek is maar bietjie uit die oude doos uit. Ek meen, jy weet dit, ek het nie 'n Kindle nie, ek het 'n iPad wat in die kas lê, ek dink hy is al 20 jaar oud. Ek kan nie digitaal lees nie, ek kan nie online lees nie, ek lees nie boeke online nie, ek lees 'n fisiese boek, ek mis regtig 'n koerant, dis vir my 'n ding, daar's iets omtrent dit. So, ek sien uit om Die Papier te koop. Ek meen, jy kon 'n klein bietjie beter naam gekies het, maar dis okay. It is what it is. The paper, Die Papier. Dit is wat dit is. Maar ja, so ek het nou geen meer verder goeie nuus nie, of geen meer verder nuus nie. As ons nou verder gaan praat, gaan ons dalk moet begin depressed raak wees. So ek dink dan let's call this. Ons sit om in die kannetjie. So baie dankie dat jy geluister het. Ons is volgende week terug met nog 'n klets. En dan gaan ons probeer om net nog meer excited te wees, want dit is einde van die jaar en dis Kersfees. Yay! Okay, bye. Cheers. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, en ek almal is goed.